Reg, ons is by vraag 8, nog steeds sirkelmeetkunde of Euklidiese meetkunde, graad 11 werk, en ek gaan net weer vlugtelik vir jou wys wat belangrik is. Hier is jou 10 stellings weer eens. Jy weet wat die gehighlighte woorde na verwys. Daar is die ander stellingkies. En kom ons gebruik dit nou met die volgende vraag. So nou wat lekker is van hierdie vraag 8, hulle begin sommer baie lekker lig met, hulle wil net redes hê. So ongelukkig gaan jy dit nie kan doen as jy jou redes gaan ken nie, nee. So hulle wil weet, hoekom is OE loodreg met DF? So OE is hierdie lyntjie hier en DF is die lyntjie hier af. Hoekom is hy loodreg? So eenvoudig soos om te weet, daar is die middelpunt en hy gaan na die middelpunt van die koord. So jou antwoordjie gaan ek sommer hierso inskryf. Lyn vanuit middelpunt na middelpunt van jou koord. OK. Dan vra hulle nou vir ons volgende, hoekom is, nadat jy gesê het, dis loodreg, nou nee, dit is nou belangrik om in te vul soos wat jy die goedjies beantwoord het. Jy het nou gesê, dis loodreg, of gesê, hoekom is dit loodreg? So hulle gee vir ons dat dit loodreg is. OK, en nou vra hulle vir ons OB, so die langer ene, hoekom is hy loodreg met AC? En dit sal my graad 12's nogal van hou, en ek dink graad 11's, julle sal dit ook nog onthou, want ek het so 'n manier om dit te sê, dis 'n aar vir radius en 'n aar vir raaklyn, so dis die aar en aar. Ek gaan nou nie op die video mag sê wat ons dit aan herinner aan nie, so jy gaan net sê, raaklyn, loodreg op radius. OK. Goed, dan die volgende enetjie vra vir ons, hoekom is AC dan nou parallel aan DF? Nou jy gaan nie weet hoekom is dit parallel as jy nie dit ingevul het van die vorige vraag nie, né? Jou 90's daar ingevul het nie. Want as hulle so ooreenkomstig gelyk is, dan maak dit mos nou 'n F vir parallelle lyne. So die F kan nou daai kant toe loop, of hy kan na die ander kant toe loop. So dis sal wees weens ooreenkomstige hoeke. Lekker graad 8 meetkunde. Ooreenkomstige hoeke. Dis hy. So nou kan ek ook invul dat hulle is parallel aan mekaar, so ek kan dit daar ook vir jou doen. En nou gaan ek al hierdie inligting gebruik om die res van die vrae te beantwoord. So vir 3 punte vra hulle vir ons toon dat. Nou OK, ons het al oor toon gepraat. Toon sê vir my en vir jou dit sal so wees. So hulle sê klaar vir ons A is 40 grade. Jy moet nou net vir my sê hoekom is dit 40 grade? OK. So jy kan dan sê vir jou eerste punt dat hoek F1, net gou om soek, hierso sê hulle vir ons, hoek F1 is 40, so dit wil sê hoek D1 is ook 40. Hoekom sal ons dit mag sê? Want hierdie, ons werk mos in 'n sirkel, né? So hierdie OF en OD is die radius van die sirkel. So ons werk hier eintlik met 'n gelykbenige driehoek. So ek kan nou gaan en sê vir 8.1.2, ek gaan begin deur te sê hoek F1 is gelyk aan hoek D1 wat natuurlik 40 is. Dis gegee, jy hoef amper nie eers die 40 te skryf nie. En dit is omdat jy werk met 'n gelykbenige driehoek, maar ons skryf ons nie gelykbenige driehoek vir 'n rede nie, so dit is hoeke teenoor gelyke sye. Reg. En goeie etiket is vul in soos wat jy hom gedoen het. Reg.
Nou, onthou want ons is op pad. Ons is op pad na A toe. Ons moet sê, hoekom is hy nou 40? So nou kan ek van daai 40 af wys hoekom is dit. En hoekom is dit so? Ooreenkomstige hoeke. So, hoek A1, dit wil sê, hoek A1 is 40 grade. Ek hoef amper nie eers dit te geskryf het nie. Maar, want hulle dit mos nou vir ons gegee in die vraag, nee? Ekskuus, dis nie hoek A1 nie, dis net hoek A. Jammer. Ok, en die rede hoekom hy 40 is ooreenkomstige hoeke, want ons het al in die begin hierso gesê, dat dit parallelle lyne is, nee. Maar ek het daai 40 gekort om my antwoord te staaf. So ooreenkomstige hoeke en die twee lyne parallel is AC, wat parallel is aan DF. Ok. Reg. So vir die volgende skets, gee hulle vir ons hierso ietsie, en ek kan sommer al dadelik, as julle nie omgee nie, gaan ek sommer nou al dadelik iets identifiseer wat ek hou van om te doen, is ek smal oor 'n strikdas. 'n Strikdas is nogal vir my 'n aantreklike dasstyl om te dra. So dit lyk nogal soos 'n strikdassie, so ek weet sommer daai hoek daar gaan 35 wees. Maar kom ons lees die vraag eerste. Die vraag het gesê, bepaal met redes die grootte van hoek E2. Nou hoek E2 is hier weggesteek. So as hulle hoek E2 soek, en dit is 'n middelpuntshoek, dan beteken dit daai omtrekshoekie daar, gaan ek moet maal met 2 om by die middelpunt uit te kom. So daai 35 gaan ek maal met 2 om uit te kom by die middelpunt. Ok, so dit is wat ons gaan skryf. So ons gaan sê, hoek E2 vir 8.2.2, gaan ons sê, hoek D is maal 2, so ek gaan sê, hoek E2 is gelyk aan 35 maal 2, en dit is 70 grade, en ons rede is dus middelpunthoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Ok, en ek vul hom in. Maar ekskuus, ek het natuurlik nou heeltemal nagelaat om te kyk na die heel eerste vraag, nee. Ek sien ek kort hier so 'n bietjie werk, nee. So, hulle vra hierso, noem 3 ander hoeke met redes wat gelyk is aan 35. Ok, so kom ons backtrack so 'n klein bietjie. Die rede vir die enetjie wat ek nou gedoen het, dit sal dieselfde wees, of daar sal natuurlik 'n ander rede wees, as ons nou hierdie ouetjie gedoen het, maar jy gaan natuurlik al jou punte kry nog steeds. So ek het gesê strikdassie, right, so hierdie ouetjie gaan ook 35 wees. Ek wil net gou hierdie 70 wegvat, want ek is nou bang dit maak jy die mekaar. So ons gaan sê, vir vraag 8.2.1, as jy nie omgee nie, gaan ek om hier onder begin, 8.2.1, so ek gaan sê hoek A1, of hoek A, jammer, dit is net hoek A, nee, is gelyk aan 35, en die rede sal wees hoeke in dieselfde sirkelsegment. Ok, dan moet ek nou 'n tweede enetjie kry, nee. En die tweede enetjie gaan kom van die feit dat ons in 'n sirkel werk, en hierdie is, van hier tot hier is weer eens 'n radius van die sirkel, en hierdie is weer eens 'n radius van die sirkel. Kyk, ons mag nie die eienskappe van 'n sirkel vergeet hierso nie, want dit help ons nie. So dan beteken dit is gelykbenig, so dit beteken daai hoekie daar gaan ook 35 wees, en die rede is dus hoeke teenoor gelyke sye. Hoeke teenoor gelyke sye. Reg, en ons het hom ingevul reeds, en nou kan ek na die ander punt van my strikdas toe gaan, en ook weet dat C gaan ook 35 wees,
want dit gaan dieselfde rede gee of wees as asinne. Hoeke in dieselfde sirkelsegment. Ok, right, daar het ek hom nou vir jou gedoen, sorry dat ek nou die vraag oorgeslaan het, hy was so onder aan die skets, ek het so 'n bietjie vergeet van hom. Reg, so nou het ek al daai inligting, so nou kom ek weer terug na 8.2.2 toe, wat vra ons moet hoek E2 doen. Nou goed, hoek E2 is daai hoekie daar, en ja, jy kon, nou dat jy al hierdie inligting het, kon jy gesê het, dis die twee saam is gelykstaande aan die buitehoek van die driehoek, of ons kan hou by die een wat ek gesien het. Middelpuntshoek is altyd 2 keer die omtrekshoek. Ok, so daar, danksy die eerste vraag kon ons die buitehoek ook gesien het. Ek gaan graag net die buitehoek vir jou highlight. So as jy in die driehoek sou kyk, is die hoek E2 die buitehoek van die geel driehoek. En die som van die plus van hierdie twee hoeke saam gaan vir jou die buitehoek gee. So ja, hy stem ooreen, dis ook nog steeds 70. My rede sou net gewees het buitehoek van 'n driehoek. Reg, nou die volgende enetjie. Hulle vra slegs gee 'n rede waarom. Nou, daai 3 tekentjies daar, dis nie 'n is gelykant teken wat gebreek is nie. Hy is geldig, daai teken, dit beteken kongruent. So, kongruensie beteken sye en hoeke van 'n driehoek is presies dieselfde. So, daar's 4 maniere van kongruensie, en ek gaan dit sommer hierso vir jou hier net bo die skets in verskillende kleure skryf. So, kongruensie het 3 maniere hoe jy die stelling kan bewys. En die eerste ene is sy, tweede enetjie is sy, hoek, sy, derde enetjie is hoek, sy, en die vierde ene, baie min dat 'n mens hom sien, is 90 grade, hoek, skyn, sy. Nou moet ek een van hierdie 4 identifiseer, hoekom is, en ek gaan nou vir jou met kleur gou weer wys, hoekom is hierdie driehoek AEB kongruent aan DEC. Ok, so ek hoop julle kan my ingekleurde prentjie nou sien hierso. Hoekom is die twee driehoeke actually kongruent aan mekaar? Onthou jy die 70 nog daar? Ek sien, daar's nie nog ander grades wat ons skuld nie. Ok, so kom ons redeneer gou ook dat hierdie sy is 'n radius en hierdie sy is ook 'n radius. En 'n radius vir 'n sirkel is reg rondom dieselfde, nê? So kom ons kyk wat het ons. Ons het 'n hoek hier en 'n hoek hier wat dieselfde is. Ons het 'n sy en 'n sy wat dieselfde is en ons het nog 'n sy en 'n sy wat dieselfde is. Nê? Maar nou is daar een van hierdie 4 wat 2 sye en 'n hoek bevat. Is daar? Ja, daar is. Maar die probleem is daai sy daar, daai hoek daar moet ingeslote wees, nê? So ek kan ongelukkig dit nou nie gebruik het nie. Ok. So as ek so daarna kyk, as ek sy en daai hoek en daai sy mee werk nie. Right, kom ons backtrack nog 'n bietjie. Kom ons kyk. Ons het hierdie sy, kan ek hierdie hoek aanvaar dat hy gelyk gaan wees aan daai hoekie daar? Ja, hy kan, want dis regoorstaande van mekaar, nê? En dan het ek weer hierdie sy, en dan voldoen hy aan die sy-hoek sy. So dis die een wat ek kon geskryf het, hoekom is hulle kongruent, sy-hoek sy. Maar daar was daarom nog ene vir jou. En dit was hoek sy. Want as ek gou mooi kyk, dan het ek hier 2 hoeke en 'n sy. 2 hoeke en 'n sy. Of ek kan so redeneer, 2 hoeke en daai sy, of daai sy, nê? 2 hoeke en daai sy, of daai sy. En dan voldoen hy aan daai ene ook, van hoek sy. So jy kan enige van hierdie 2 redes, of hierdie 2 maniere van kongruensie bewys neergeskryf het, van hoekom is hierdie driehoekie kongruent aan hierdie driehoek. Ok, vir 'n baie maklike 1 punt.
Maar okay, jy kon nie die 1 punt verdien het of geweet het wat die ene van die 4 is dit, as jy nie al die ander vraagtjies beantwoord het nie. Nee. Okay. En ja mense, dit is dan nou die einde van vraag 8 en ook die einde van sirkelmeetkunde, graad 11, hierdie is ook die laaste ene vir julle. Maar graad 12, ek gaan jou nou sien by vraag 9. Baie dankie.